Meeste loyale Orania ondersteuners weet reeds van die EORA. 'n Storm is omtrent los in die media en ons kry baie dekking oor hierdie saak. Dit is van so 'n aard dat ons geleentheid in Pretoria gereël het in samewerking met die Orania Sakekamer en Buffelsfontein, die Buffelsfontein groep. Ons gesels nou 'n bietjie verder oor die EORA en ook oor hierdie geleentheid met Sarel Roots van die Orania Sakekamer. Sarel, die EORA het groot media belangstelling ontlok. Baie mense is baie opgewonde oor die potensiaal wat dit inhou. Jy is die skakelpersoon van die Orania Sakekamer wat verantwoordelik is tot dusver vir die ORA en dan ook vir die EORA wat op pad is. Net so 'n bietjie agtergrond, wie is die Orania Sakekamer en wat presies doen hulle? Die Orania Sakekamer is maar 'n sakekamer wat spesiaal nou eintlik maar is vir die entrepreneurs van Orania. Is eintlik maar 'n liggaam wat nou amper van die begin van Orania af maar gegroei het tot waar hy vandag is. Dis ook die liggaam wat destyds die ORA wat reeds bestaan geïnisieer het en dan nou eintlik in samewerking met Dawie Rood en die Prologis groep nou besig is met die EORA. So dis maar 'n groep van entrepreneurs in Orania wat maar eintlik maar die sakekamer uitmaak. Sarel, die voordele van 'n interne geldstelsel of couponstelsels wat die ORA dan is, het verskeie voordele vir Orania entrepreneurs en ook vir die gemeenskap in die breë. Hoe presies het julle verhouding met Prologis en met die Efficient groep begin en wat hou dit vir hulle in? Hoe steek die saak daar mekaar? 'n Klomp van die mense van Prologis spesifiek en Dawie Rood was almal voorheen op Orania. Van die Prologis mense is ook van Orania, is ook by Orania betrokke al die afgelope tyd. En so hulle is bewus gewees van die ORA wat reeds in omloop in Orania is. Verder is dit spesifiek vir Dawie, ek verstaan, 'n baie handige of 'n goeie plek om ook te werk met 'n tipe van 'n digitale geldstelsel, omdat Orania eintlik tot 'n groot mate reeds 'n onafhanklike ekonomie in die kleine is. So dit was vir hulle 'n baie logiese ding om hierdie projek na ons toe te bring. So ons het die ORA begin en in samewerking met Prologis en Dawie het die EORA dan eintlik na ons kant toe gekom waaroor ons baie dankbaar is. So die idee was hulle sin gewees dat na ons toe gekom en die gedagte daar agter is dat ons die gebruik van ORA's in Orania verder sal stimuleer. Maar vinnig verduidelik die belangrikheid daarvan of die nodigheid van so iets vir Orania is. Hoe meer jou geld in jou eie gemeenskap sirkuleer, hoe meer rykdom word gevorm en hoe meer kom die geld van buite af binnekant toe na jou eie ekonomie toe. So dit is eintlik die doel van die ORA gewees, waaraan in die verlede in Orania se beginjare was die grootste hoeveelheid geld wat ingekom het weer direk buitekant toe gewees. Aan die ander woorde, kom ons sê R10 sou een keer in Orania sirkuleer. Met die bekendstelling van die ORA kon ons dit aansienlik hoër maak, baie meer rande op die ou einde van die dag of ORA's is in Orania gesirkuleer wat welvaart in Orania geskep het en dan ook het vir die entrepreneurs en die besighede moontlik gemaak het om lewensvatbaar te raak. Vandag is Orania se ekonomie al hoe sterker en al hoe sterker, waaroor ons baie dankbaar is. Die ORA speel 'n baie groot rol daarin, maar ons glo met die totstandkoming van die EORA gaan ons selfs tot verdere hoogtes kan groei. En wat dit verder lekker maak is die EORA kan ook dan nou buite Orania begin gebruik word. Sarel, die feit dat die ORA lokaal is tot Orania het sekere ekonomiese voordele soos wat jy juist nou net verduidelik het. Dink jy nie daar sal 'n uitdaging wees met die feit dat hierdie geslote ekonomie dan gebreek word met gebruikers van buite nie? Ja en nee, ons gaan steeds die EORA of die ORA gaan ons steeds hou. So die voordele wat die huidige ORA, die gewone noot in die hand, vir ons bied, gaan nog steeds vir ons gebied word. Wat die EORA wel gaan doen is, ja, dit gaan nou moontlik wees om ook ORA's op ander plekke te gebruik, of EORA's op ander plekke te gebruik, maar wat dit nou handig en nuttig maak vir ons as sakekamer nog steeds en vir Orania op die einde van die dag is, vir elke transaksie wat buitekant gedoen word met 'n EORA, gaan daar 'n fraksie van die bedrag terugkom na Orania toe. So ons is baie opgewonde daaroor dat mense sou bereid wees om ook die EORA buite Orania te gebruik. Behalwe vir al die dinge is dit vir ons ideologies belangrik, want ons wil graag Orania vestig as 'n plek vir Afrikaners, al bly Afrikaners nie. Ons is baie realisties op daaroor, alle Afrikaners gaan nooit op Orania kom bly nie, maar ons wil graag 'n stukkie van Orania na buitekant toe vat. So of jy nou in Perth bly en of jy nou in Londen bly, of jy in New York bly, of jy Pretoria bly, Kaapstad bly, ons sou graag wou sien dat mense met EORA's kon handel dryf, maak nie saak waar jy is nie. So dit is vir ons belangrik, is ook vir ons 'n manier om iets van Orania na die buitewêreld toe te vat. En daardeur gaan daar weer iets terugvloei na Orania toe in die vorm van baie klein persentasie van jou handelskoste, van die transaksiekoste. Sarel, dis ook nie die eerste keer dat ons oor die EORA praat nie, daar is al redelike die bal is al redelik in die rol gesit in die media en baie mense weet daarvan.
ensovoorts. En dit het 'n sekere momentum losgemaak. Momentum wat ons sien wel op praktiese terme gesien het in 'n geleentheid wat Oranje Beweging tesame met die Sakekamer en Dawie Rood onlangs in Pretoria aangebied het. So ek verstaan was dit op uitnodiging van Meyer Leroux van Buffelsfontein. Kan jy ons bietjie meer vertel wat het daar gebeur? Wat was die doel van die geleentheid? Ons het die uitnodiging gekry van Meyer af. Uiteindelik 'n rukkie voor dit was daar 'n foto geplaas op sy sosiale media op Facebook waar hy een van die Ora-stelle wat nou onlangs van die nuwe Ora-reeks uitgekom het in sy winkelhok geraam uitgestal het. En wat nou daar uitgevloei het is belangstelling in die e-Ora, spesifiek ook deur Meyer en eintlik maar die Ora oor die algemeen. En hulle het toe na die Sakekamer en die Oranje Beweging genooi vir 'n gespreksgeleentheid waar 'n klomp invloedryke mense in Pretoria uitgenooi is. Dit was vir 'n ontbyt gewees. En by die geleentheid het Karel vir ons 'n bietjie meer vertel van Oranje in die algemeen, bietjie Oranje bekend gestel. Dawie het vir ons vertel van die ekonomie in die algemeen. Ek het self net gekry om die Sakekamer bekend te stel, maar die groot belangrike aankondiging was gewees dat Meyer voortaan Oras by sy besigheid sal aanvaar. By die geleentheid was daar ook ander besighede wat hulle self bereid verklaar het om reeds Oras te aanvaar. Nou ons verstaan, dis natuurlik baie moeilik om 'n Ora te gebruik buite Oranje op hierdie stadium. So ek dink is 'n baie meer 'n simboliese handeling in afwagting vir die e-Ora. Want die oomblik wanneer die e-Ora beskikbaar gestel word vir enige iemand in die wêreld, gaan dit mense moontlik wees om fisies handel te dryf en te betaal vir jou produkte by Buffelsfontein, selfs in te skryf vir Wild en Jag, die tydskrif Wild en Jag kan voortaan deur e-Oras betaal kan word. Daar was ook ander besighede wat belang gestel het, soos Erik Barnard Meubels, wat gesê het, hulle sal ook belangstel om in die toekoms van e-Oras gebruik te maak. En dit is presies wat ons wou gehad het moet gebeur. Wat nou verder gaan gebeur is, wanneer, kom ons sê, Meyer by sy restaurant, dan e-Oras ontvang, gaan hy ook daai e-Oras wil gebruik. En dan sal hy natuurlik ook ander mense aanmoedig, miskien van sy verskaffers, om dit weer te gedoen en so begin die kringloop te vorm van die gebruik van die e-Ora ook buitekant Oranje. En dit is vir ons wat ons baie positief. Wat beteken dit vir onafhanklikheid? Absoluut baie. Ons lewe in 'n moderne wêreld waar grense alle moeiliker is om te trek. Selfs al trek jy jou grense geografies, is daar baie grense wat mense seker nooit sal kan trek nie. En ek dink ekonomie is een van daardie grense. Jy kan handel dryf, jy kan vandag 'n produk in China gaan koop as jy wil oor die internet. Jy kan dit in Amerika doen, jy kan dit van China af na Amerika toe doen en so ook so finansiële grense is baie moeilik om te trek. En dit is vir ons ook belangrik, ons as Oraniërs, dat ons ook deelneem in die groter mark daar buitekant. En ek dink dit is die eerste stap daarvan. So hierdeur gaan ons nou mense in staat kan stel om Oranje se ekonomie sterk te maak terwyl jy handel dryf in jou gedagtaak aan buitekant of 'n groot stuk steak gaan eet by Meyer of dalk meubels koop by Erik Barnard of inskryf vir 'n tydskrif by Wild en Jag. En dit is die tipe dinge wat ons graag wil hê. Dit is beslis wat ons wil sien. Sarel, op 'n meer praktiese noot, nie net het daardie geleentheid in Pretoria plaasgevind nie, die manne wat die produk ontwerp, die platform waarop die e-Ora en die beursie wat op jou selfoon gaan wees, hulle het ook in Oranje kom kuier en bietjie voorbeelde gegee van hoe die produk sal werk ensovoorts. Vinnig net praktiese implikasies, hoe lyk die beursie en hoe gaan dit funksioneer? Die lekker ding daarvan is, dit word op die crypto-tegnologie gebou, so dit is baie veilig, ons het gepraat oor die veiligheid, dis natuurlik een ding wat vir ons baie belangrik is wie bly in beheer van die stelsel, hoe veilig is die stelsel, die vraag wat gevra is met die onderhandeling met Prolocus en ons plaaslike bank en Sakekamer, en ons het die gerusheid gekry dat 'n crypto tipe van transaksie wat ons gaan doen, aansienlik veiliger selfs is as die tipe transaksie wat jy op elektroniese bankdienste sou doen. So die transaksie is baie veilig, die geld bly op jou foon, so daar's nêrens 'n kommersiële bank betrokke nie omdat die geld fisies eintlik op jou foon lê. Kom ons sê jou foon word jou beursie. En dit stel mense in staat om natuurlik dan te gebruik soos mense dit sou gebruik. So die tegnologie is absoluut ongelooflik. Is nuwe tegnologie, dit word dink nêrens anders in die wêreld tans gebruik op hierdie manier nie. So daar in die opsig is Oranje absoluut die eerste in die wêreld wat ons natuurlik baie opgewonde oor is. Ons streef ook daarna, veral as ons as Sakekamer en entrepreneurs om Oranje werklik op die voorfront te plaas van modernisering. Altyd op die snykant, Sarel, tipies Oranje. Sarel, heel laaste, het ons al 'n tydraamwerk, weet ons wanneer die e-Ora prakties bruikbaar sal wees, wanneer kan ek met my selfoon in Buffelsfontein instap en vir my een van daai 1 kg steaks gaan koop? Dit is die groot vraag. Ons is tans in die beta fase, aan die ander woorde die beta vorm van die app is reeds, so die toep is klaar geskryf. Hy gaan nou 'n bietjie later die jaar sal ons hom begin toets in 'n klein groepie in Oranje. Ons sal hom volgende jaar na die volgende fase toe vat. Ons beplanning is dat ons iewers deur die loop van 2018 die e-Ora
finaal sal bekendstel. Dis vir ons belangrik dat ons hierdie ding op die regte manier doen. 'n Mens kan haastig wees, 'n mens kan 'n ding probeer ryp druk, dis nie wat ons wil doen nie. Ek dink die EORA is vir ons geweldig belangrik. So daarom dat ons dit op die regte manier doen, ons maak seker dat die tegnologie is in plek, ons maak seker die toepassing is in plek, ons maak seker al die rolspelers is gereed vir die uitrol daarvan, ons maak seker Oranje is gereed daarvoor, en so ook ons vriende en vennote buite Oranje. So wanneer almal sê hulle is gereed, almal is reg, ons gaan die ding op die regte manier kan doen, dan doen ons dit professioneel op die regte manier, en dan sal ons die ORA dan bekendstel. So ons tydraamwerk, ons kyk so iewers deur die loop van 2018. Moeilik om nou te sê, want dan mag dalk nou hierdie ding of daai ding skeefloop wat reggemaak moet word. So ja, ons kyk na 2018 sal die datum dan wees. Sarah, baie dankie vir julle goeie werk. Ons sien baie uit. Dit is ook vir die Oranje beweging baie lekker om saam te werk met die Oranje Sakekamer en bemarkingssodanigheid ook en groot dinge op pad. Ek is jou Strydom en dit was Toekomsgesprek.